Goeiedag liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanoggend in die lieflike en wonderlike naam van ons Here Jesus. Nou ja, vanoggend se boodskap waaroor ek praat is miskien 'n minder aangename onderwerp waaroor ek praat, maar tog 'n baie belangrike onderwerp om oor te praat, want dissipline het oral verdwyn. Dissipline het in die ouerhuise verdwyn, dit het in die skole verdwyn, dit het in die samelewing verdwyn. Die regerings kan nie meer dissipline toepas nie, want hulle is nie gedissiplineer nie. En dit het 'n wêreldtendens geword. Daar is nie meer dissipline nie, dissipline het totaal en al verdwyn en ons ly almal daaronder. Maar vriende, u moet besef vanmôre, dis 'n bose kringloop. En dis alles tekens van die eindtye. Alles voorspel vir ons in die woord van die Here, en mense besef dit nie. Maar ek en jy, as godvreesende mense, manne en vroue, moet regtig weet dat die Here van ons wag om geestelik gedissiplineerd te wees. En daardie selfde dissipline na ons kinders toe oor te dra en na die samelewing oor te dra. Dis so belangrik. Ek wil vanmôre vir u verskeie gedeeltes lees in die Nuwe Testament. Die heel eerste gedeelte is Kolossense 3 vers 18 tot 23. En daar skryf Paulus, hy sê, vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterk nie. Ander vertaling sê, moet hulle nie gedurig kritiseer nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oordiens soos mense behaas nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. En dan lees ek ook Efesiërs 6 vers 1 tot 4, daar staan, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie. Met ander woorde, moet hulle nie verbitter maak nie. Maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Sommige mense sê, moenie die kind dreig dat jy hom 'n pak slaag gaan gee en dan gee jy hom 'n pak slaag nie. Ek weet nie of dit presies is wat dit beteken nie, maar dan lees ek ook vir die Titus 3 vers 1 en 2. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte en gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Ons lees net tot sover saam die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net eers saam. Ons Vader, vanmôre praat ons oor iets baie kosbaar wat U vir ons in die woord laat opteken het. En dit is dissipline. So 'n klein woordjie, maar so 'n belangrike woord. Dissipline, ons kan dit ook noem geestelike dissipline. Want dissipline is in die hart van God gebore en U het dit vir ons in die woord gegee en geleer. Wat beteken dissipline? Hoe moet ons gedissiplineerd lewe? Maar Here, ons sien dat dissipline uit ons samelewing verdwyn het en dat dit tot 'n ramp gelei het. 'n Ramp wat ons wêreld getref nadat dissipline oral verdwyn het. Kom vanmôre leer ons opnuut oor hierdie onderwerp, maar maak ons as U kinders opnuut gewillig om dissipline in ons eie lewe toe te pas en ook daar waar ons beweeg. Help ons, stel ons in staat en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen.
Soos altyd hou ek net weer 'n baie belangrike vers aan die voor, en dit is Eksodus 20 vers 12. Nou, ons het dit nou nie gelees nie, dis in die Ou Testament, en dit is deel van die wet, en daar staan geskryf, soos die Here self op daardie kliptafels met sy vinger geskryf het, en dit vir Moses gegee het, daar staan geskryf, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die eerste opdrag met 'n belofte. Nou ja, vriende, ek praat vanmôre oor dissipline verdwyn en 'n ramp tref ons samelewing. Ek is natuurlik van mening dat ek vanmôre seker een van die sensitiefste, maar een van die baie belangrike onderwerpe van ons tyd aanraak. Want ons leef in 'n verskriklike wettelose wêreld, omdat God en sy gebod nie meer sy regmatige plek in ons vervalle samelewing vind nie. Al kom die woord dissipline nêrens in die Bybel voor nie, lees ons en leer ons baie duidelik van dissipline in die woord van God. Want dissipline, soos ek ook gesê het in die begin, is in die hart van God gebore. Maar wat verstaan ons onder dissipline, my liewe vriende? Dissipline beteken gehoorsaamheid aan gesag. Enige gesag waaronder ek dien, aan dit moet ek gehoorsaam wees, of daaraan moet ek gehoorsaam wees. Dit verwys ook na 'n ordelike gedrag, om binne orde te wandel. Maar waar sou ons sê, begin hierdie ongehoorsaamheid aan gesag, of aan 'n ordelike gedrag? Die hartseer is dat dit alles begin by die orde van God, wat heeltemal omgeruil is, want ons vind deesdae dat die kinders die eise stel en dat die ouers gehoorsaam en onderdanig is. Ons spot daaroor, en dis nie iets om oor te spot nie, want ons sê ons het deesdae gehoorsame ouers en streng kinders. God se orde is dat die man onder die direkte gesag van homself staan, en dat die man aan God verantwoording moet doen vir alles wat hy op die aarde doen. Elke bevel wat hy uitreik en elke toesig wat hy hou, hy moet daaroor verantwoording doen aan die Here. Want die man staan in 'n gesagsposisie. Die vrou staan onder die gesag van die man, en die kinders staan onder die gesag van beide ouers. Beide ouers moet saam besluit hoe dat hulle kinders grootmaak. Maar dit moet altyd binne die wil van God geskied en volgens die orde van God se woord. Geen wonder daar is nêrens meer streng dissipline nie, want God se orde is op sy kop gedraai, kan ons sê. Daar is vir my min dinge so onaanvaarbaar, en ek wil sê so lelik, ek kan amper sê so afstootlik soos 'n kind met geen dissipline of met swak maniere nie, omdat ek as kind van die Here in my wese gedissiplineerd is, en omdat ek die wil van God ken en die wil van God wil leef. God se wil vir jou en vir my en vir ons kinders en ons kleinkinders is om gedissiplineerd te wees. Baie duidelik vind ek dit in die woord van die Here, ons het dit vanmôre gelees. In Spreuke 1 vers 7 skryf Salomo, hy sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Gaan lees 'n bietjie Spreuke 1 vers 1 tot 7. Baie interessant. Luister hoe staan Spreuke 1 vers 3 in 'n ander vertaling geskryf. Ja, daar staan geskryf, deur hierdie woorde sal hulle dissipline leer. Daar kom dit in 'n ander vertaling voor, en weet hoe om regverdig, reg en billik op te tree. Wanneer ons dissipline geleer het, dan weet ons hoe om op te tree in die samelewing en teenoor ander mense. Onthou, vroeër jare was dissipline absoluut deel van ons samelewing, en daarom het ons ook baie meer veilig gevoel as vandag. Dis interessant. Ons het veilig gevoel toe daar dissipline was, want dissipline verhinder mense
om soos misdadigers op te tree. In skole en in koshuise was daar baie streng reëls en dissipline toegepas wat die skoolleerders moes nakom, maar daar was ook reëls vir die onderwysers. Die onderwyspersoneel het ook reëls gehad waarby hulle eenvoudig moes inval en waaraan hulle gehoorsaam moes wees, en ook natuurlik die kinders. Daar was oral streng reëls en streng dissipline toegepas, nie net gemaak nie, maar toegepas, soos in die weermag, in die polisiemag, in die gevangenisdiens, in hospitale en op baie ander gebiede. Dis te veel om op te noem. Dink maar net hoe streng was verkeersreëls toegepas sonder omkoopgeld. Deesdae word almal omgekoop. Omkoopgeld is 'n bewys van geen dissipline en geen vrees vir die regstelsel nie. Daar was 'n tyd toe die howe, en nou verwys ek natuurlik na regters en landdroste, nog met gesag opgetree en swaar vonnisse aan oortreders van die wet opgelê het. Moordenaars en verkragters was in baie gevalle die doodstraf opgelê. Vandag is daar min lande in die wêreld wat nog die doodstraf toepas. Toe ek 'n jong polisieman was lyfstraf ook toegedien op jeugdige oortreders. Ek het dit self gesien, ek het dit self bygewoon waar jeugdige oortreders lyfstraf toegedien was. Dit het beslis gewerk, my liewe vriende, want kyk hoe lyk die jeug van vandag. Hulle het geen vrees en geen ontzag vir die reg nie, maar dis die ouers se skuld. Ek wil hierdie skuld hoofsaaklik voor die ouers lê van alle rasse, volke en kulture, want ouers maak wettelose kinders groot. Al hierdie streng reëls van vroeë jare en die toepassing daarvan het dissipline afgedwing op alle landburgers, jonk en oud. Daardie toepassing van landswette het gemaak dat mense gehoorsaam was en geweet het waarna hulle moes luister. Maar vriende, in die Ou Testament was oortreders in sekere gevalle gestenig. Dit was 'n algemene gebruik. Nou ek het so daaroor gedink, ons sê is verskriklik wreed. Maar is dit nie wreed as ons sien hoe word mense vermoor en mishandel nie? Maar luister 'n bietjie na Deuteronomium 21 vers 18 tot 21. Ek lees dit net vir u vir interessantheid. Daar staan geskryf: as iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en as die stem van sy moeder nie, en hulle hom tugtig, maar hy na hulle nie luister nie, dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek. En hulle moet aan die oudstes van die stad sê: hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig, hy luister nie na ons stem nie, hy is 'n deurbringer, nou dis nou al 'n groterige seun, en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van sy stad hom stenig dat hy sterwe. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei en die hele Israel sal dit hoor en vrees. Jy sien, die hele Israel sal dit hoor en vrees. As daar nog sulke streng reëls toegepas word, dan sal daar dissipline wees. Mense beskou dit vandag, soos ek reeds gesê het, as uiters wreed, maar God moes op 'n streng en 'n gesagvolle manier vir sy volk dissipline leer. En dis natuurlik 'n bose kringloop, soos ek aan die begin van hierdie boodskap gesê het, want vir die afgelope 30 tot 40 jaar dissipline oral uit ons skole, uit ons ouerhuise, uit die magte, soos die Suid-Afrikaanse polisie, weermagte, verkeer en uit die regerings en die regstelsel verdwyn, kan ons sê. Daar word nêrens meer dissipline toegepas nie, dissipline het verdwyn. Wettelose en ongedissiplineerde mense regeer nou. Hulle regeer ons land en so lyk die hele wêreld, dis nie net in Suid-Afrika nie. Ons sien dit in baie ander lande, dat daar totale ongedissiplineerde en wettelose jong mense is. En selfs ouer mense. Dissipline het uit ons samelewing verdwyn. Maar moenie vergeet nie, vriende, dissipline
het ook uit die kerke verdwyn. En dit is belangrik dat ek en jy dit moet erken vanmôre, dat die dissipline ook uit die kerke verdwyn het. Lidmate en selfs leraars leef sonder 'n ware godsvrees en leef in sonde, en niemand word meer aangespreek of getug as hulle openlik in sonde leef nie. Hulle leef saam buite die eg, hulle het verhoudings met dieselfde geslag, en daar's baie ander dinge om op te noem. Selfs baie ware kinders van die Here leef sonder geestelike dissipline, wat glad nie so moet wees nie. Ek dink dit bedroef die hart van die Here. As jy jou eie sondes wil verskoon, dan moet jy mos skuldig voel om die sonde van jou broer of die sonde van jou kinders aan te spreek. Dan kan jy nie hulle sonde aanspreek nie. Leef in sonde, dan sien jy kan nie met ander mense oor hulle sonde en hulle ongedissiplineerde lewens praat nie. Jare terug het ek is nie seker of dit 'n ouderling of 'n diaken was nie, in my gemeente gehad, 'n man wat die Here regtig lief gehad het. Maar hy het 'n baie wederstrewige en koppige seun gehad. 'n Rebelse seun wat onder geen dissipline gebuig het nie. Toe kom hy eendag by my en hy gee my hand 'n bedankingsbrief op die kerkraad. En hy haal hierdie skrif aan. Hy sê ek kan nie my huis regeer nie. 1 Timoteus 3 vers 12. Die diaken moet manne of diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en hulle eie huis goed regeer. En hy skryf daaronder, ek kan nie my seun regeer nie. Ek kan hom nie dissiplineer nie, ek kry dit reg nie. En vriende, so het dit alles 'n bose kringloop geword. As ouers nie hulle kinders dissiplineer nie, dan kring dit baie wyer uit as net die ouerhuis. Ek wil die uitspraak maak dat ouers self sonder dissipline is, vanweë die feit dat hulle sonder dissipline groot geword het, of dalk te streng groot geword het, en nou het hulle 'n ding met dissipline. Want ons sien dit baie keer onder die jonger geslag. Hulle het te streng groot geword. Nou gooi hulle alles oorboord, nou is daar geen dissipline nie. En baie ouers is sonder dissipline, en daarom maak hulle kinders sonder enige dissipline en sonder 'n ware godsvrees groot. Want kinders word deesdae op 'n sielkundige manier, sonder streng reëls en sonder enige maatreëls grootgemaak. Vriende, ek bedoel nie jy moet jou kind slaan nie. Ek bedoel daar moet streng reëls wees, daar moet streng maatreëls wees. Soms moet jy hom 'n wiks gee, omdat hulle sonder God en sonder God se woord groot word. Daarom is daar nie dissipline nie. En baie ouers van vandag het reeds sonder God en sonder dissipline groot geword. Maar daar's ander wat met dissipline groot geword het, dan kan 'n mens nie verstaan, waarom pas hulle nie dissipline toe nie? Het die wêreld hulle ingesluk, of het hulle nou 'n opstand en 'n weerstand teen dissipline? En dissipline is van God af, vriende. Maar dit kan ook nie anders wees nie, want die Satan, Lucifer, wat die grootste rebel teen goddelike gesag en dissipline was en altyd die grootste rebel sal wees, is deur God uit die hemel gewerp. En met daardie rebellie teen God het hy ook sy deeglike invloed op die mense van hierdie aarde van alle eeue af kom uitoefen. Hy is steeds besig om sy invloed uit te oefen, want onthou nou, hy is die klein lettertjie God van hierdie wêreld, en God die Almagtige het die regeringskap van hierdie wêreld na die sondeval aan hom oorgegee. Hy het dit aan die Satan oorgegee. Die Satan regeer hierdie wêreld, en daarom gaan dit op alle gebiede so sleg met ons hier op aarde. Die Satan regeer. En rebellie teen God en rebellie teen dissipline is van die Satan af. Luister na hierdie skrif. En Moses is aan die woord, hy sê in Deuteronomium 9 vers 13, hy praat met die volk Israel, hy sê verder het die Here met my gespreek en gesê, ek het hierdie volk aangesien. Hy praat nou namens God met die volk, hy sê, God sê, ek het hierdie volk aangesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk, hardkoppige, 'n volk wat weerstand bied
teen dissipline, goddelike dissipline. En dan lees ek ook vir die Deuteronomium 31 vers 24 tot 27, en daar skryf Moses, hy sê, en toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het, tot die einde toe, het Moses aan die Lewiete, wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God. Hoekom? Dat dit daar as 'n getuie teen jou kan wees. Moses sê, die wet van die Here is daar opgeskryf vir elkeen, om dit te lees en te gehoorsaam. Maar as jy dit nie gehoorsaam is, dit 'n getuie teen. Nou vers 27 sê, want ek, is nou Moses wat namens homself praat, hy sê, ek ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid, as julle, terwyl ek nog vandag by julle lewe, wederstrewig was teen die Here, hoeveel te meer dan na my dood. Hy sê iets baie kosbaar. Hy sê, as julle so wederstrewig en opstandig is en rebelleer teen dissipline en teen God, hoe sal dit wees na my dood? En dan skryf Paulus in Romeine 10 vers 21, hy sê, maar van Israel sê hy verwys nou na Christus, die hele dag het ek my hand uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk, eintlik God, die Vader. Die hele dag het ek my hand uitgestrek na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Almal wat dus rebelleer teen goddelike dissipline. Hoekom goddelike dissipline? Want God het dissipline ingestel. Almal wat teen dissipline, goddelike dissipline rebelleer inderwaarheid teen God se woord en die voorskrifte van God se woord, en hulle is inderwaarheid in rebellie teen God self. En dis ongelukkig die waarheid, as jy rebelleer teen dissipline, rebelleer jy teen God self. In 1 Petrus 2 vers 7 en 8 staan daar geskryf, vir julle dan wat glo, is hy, dis nou Christus, kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dat het 'n hoeksteen geword, en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Nou sê vers 8, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle kom, kan ek amper sê, in konflik met die evangelie van Christus, omdat hulle ongehoorsaam is aan die woord van God. Onthou vriende, die Satan staan dus in direkte kontras teen God, want hy haat God, en hy haat enige dissipline wat God want God is die meester van dissipline. Daarom haat die Satan dissipline. En die Satan is God se teestander, en daarom leef ons in 'n wettelose wêreld en 'n wettelose samelewing. Daar's geen dissipline meer in hierdie wêreld nie. Die plan van die Satan is natuurlik, luister nou baie mooi, ongetwyfeld om wanorde en absolute chaos in die wêreld te skep. En nou sien dit oral in die wêreld, wanorde en chaos. Ons sien hoe dat die jonger geslag, hoe hulle betoog in strate in Frankryk en in moslimlande, oral, want daar is nie die ware God se dissipline nie. Dis 'n afgod se wette en reëls, maar vriende, ons sien oral die rebellie, die opstande, hoe alles gebreke, geplunder word en brand gesteek word. En dis die Satan se plan om die wêreld totaal onregeerbaar en onbeheerbaar te maak voordat die anti-kris op die aardtoneel gaan verskyn. So, dis alles 'n duidelike teken van die eindtyd profesie, dissipline moet verdwyn. Dissipline moet verdwyn, want dissipline is van God af, en die Satan wil chaos skep, hy wil wanorde skep, daar mag geen dissipline wees nie. En dit is presies wat die woord ons leer in 2 Tessalonisense 2 vers 7. Luister hierna, daar staan geskryf van die verborgenheid, beteken iets wat in die geheim gebeur, die verborgenheid van die ongeregtigheid. Ongeregtigheid is alles wat teen God bots, is al aan die werk net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Ek het dit nou al baie vir u verduidelik. Die teehou is die bruid van Christus.
So daar word in die geheim 'n wetteloosheid bewerk. 'n Ander vertaling stel dit so: die wetteloosheid werk inderdaad alreeds in die geheim, maar net totdat hy wat dit terughou uit die weg geruim is. En dit is die bruid van Christus. Nou vriende, dit beteken dis baie duidelik dat die Satan 'n atmosfeer van sonde, 'n atmosfeer van rebellie, wetteloosheid en ongehoorsaamheid aan enige reëls en dissipline op die aarde kom skep het. Dis waarmee hy besig is. Sodat die anti-kris binne daardie goddelose atmosfeer op die aardtoneel kan verskyn as die valse Messias, en hy moet nou kastig kom om weer vrede en orde te kom skep. Dis die gedagte. Daarom word daar soveel chaos geskep en wanorde geskep, want hierdie valse Messias, die anti-kris, moet nou skielik kom en hy moet weer orde en vrede skep. En ons sien, dis nou die tyd, vriende, want daar is absolute chaos en wanorde in die wêreld. Maar inderwaarheid is die anti-kris 'n bose en wettelose duiwelsagent, want hy's niks anders nie, hy's 'n pion van die Satan. En juist daarom sê die woord van God vir ons, dat die anti-kris op 'n tyd sal kom, wanneer die wêreld sal smag na 'n vredevors, om net weer orde en vrede en dissipline te kom skep. Want wanneer daar so chaos heers, dan is daar geen dissipline en wanorde, en die mense raak ook daar vermoeg. Daar's baie wat daar vermoeg raak. En daarom sal die openbaarmaking van die anti-kris deur tekens en wonders plaasvind, sê die woord baie duidelik, sodat hy die hele wêreld aan sy voete sal hê, en sodat hy as die valse Messias van die wêreld kan mislei en die wêreld kan kom regeer. Duidelike teken van die eindtye. Daardie mag en krag waarmee hy, die anti-kris, sy verskyning sal maak op die aarde, sal die indruk skep dat hy van bonatuurlik kom en dat dit goddelik is, terwyl ons as volgelinge van Christus weet, dit is nie Christus nie, maar dis die valse Christus, dis die anti-kris wat met soveel krag en wonders en tekens op die aardtoneel gaan verskyn en kom om vrede en orde te kom skep. Daarom moet daar nou chaos wees. Maar hoe moet ek en jy, as ware kinders van die Here en as volgelinge van Christus, hierdie dissiplinelose wêreld en samelewing benader? Dis natuurlik nogal 'n uitdaging. Ons leef in 'n wêreld sonder dissipline, is wetteloos. Hoe benader ons dit? Ons kan dit nie verander nie, vriende. Ons sal dit ook nie verander nie. Ons kan dit nie keer nie, want hierdie wêreld stuur op 'n groot ramp af. Hoe nader ons beweeg aan die dag van Jesus Christus se koms, wanneer hy sy bruid gaan kom haal, en wanneer die anti-kris op die toneel gaan verskyn met wonders en tekens, ja, aan die hemel en op die aarde, wonders en tekens, en almal gaan voor hom buig en hom aanbid. Maar kom ons fokus net ten slotte 'n bietjie op hoe ek en jy as volgelinge van Christus en as ware kinders van die Here hierdie dissiplinelose wêreld, wettelose wêreld moet benader. Heel eerstens, vriende, God het dissipline ingestel, omdat hy 'n God van orde en dissipline is. En dit moet altyd by ons bly. God het dissipline ingestel. Hy's 'n God van orde, hy's 'n God van dissipline. Efesiërs 5 vers 22 tot 25. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle mans wees. Vriende, dit is iets anders wat ek waarneem in die samelewing.
Die vrou sê, die vrou besluit, die man sê ja, is reg. Ongelukkig, vergewe my. Vers 25 sê, manne, julle moet julle vrou lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig. Ek het reeds oor die rangorde van God gepraat, dat die man as die hoof van die huis onder die direkte gesag van God staan. Juis man sal verantwoording doen aan die Here. En so staan die vrou onder die man se gesag. Sy moet haar onderwerp aan die man se gesag. En die kinders staan onder beide ouers se gesag. Maar ouers moet saam besluit. Daar was geleenthede wat ek vir my vrou gesê het, nee, ek stem nie saam met die keuse wat jy gemaak het nie. En dan val my vrou in. En sonder om hard en ongevoelig te wees, dis hoe die Here my as die hoof van die huis aangestel het. Jou vrou of jou kind mag nie die huishouding regeer nie. Dan is die rangorde verkeerd en dan rus die Here se seën nie op daardie huisgesin nie. Hoor mooi, as die rangorde nie reg is nie, kan God dit nie seën nie. Soms besluit ouers saam oor sekere belangrike sake wat die hele gesin of die kinders raak. Maar die finale beslissing, soos ek reeds gesê het, moet die man sinne wees. Die man moet die reg hê om die finale besluit te neem, want hy moet aan God verantwoording doen, rekenskap gee, soos Adam moes rekenskap gee vir die besluit wat hy en sy vrou geneem het. Hy moes verantwoording doen. Die Here het gesê, jy was ongehoorsaam. Maar daar is ook spesifieke opdragte met die seën van die Here daarop, en dit is in Efesiërs 6 vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Kinders moet hulle ouers gehoorsaam wees. Jy moet die dissipline afdwing. As ouer, moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. So sê die woord van die Here. Meneer, mevrou, maak julle kinders in die vrese van die Here groot met streng dissipline. Het is belangrik om jou kinders groot te maak met streng dissipline volgens die voorskrifte en die opdragte van God se woord. Daar is min dinge so lelik, ek sê dit weer, en so ongemaklik vir my om op te merk hoe dat kinders sonder dissipline groot word. 'n Ander voorbeeld wat ek nog vir u gelees het, is dat almal wat onder die gesag van 'n werkgewer staan, ook onder daardie gesag moet buig. Titus 2 vers 9. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle moet hulle in alles behaag en nie te praat nie. Hulle moet aan hulle here, aan hulle raadgewers en werknemers gehoorsaam wees. So moet elke landsburger ook gehoorsaam wees aan die wette van die land. Titus 3 vers 1 en 2 sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en die magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Nou dis vir ons moeilik. Ons voer 'n stryd in onsself daarmee, maar die Here sê as jy God se kind is, moet jy gehoorsaam wees. Jy het nie 'n keuse nie. Moet gehoorsaam wees aan die owerhede, die magte, die leiers wat hy bo ons aangestel het, want God besluit wie moet regeer en wie nie. En al minag die wêreld dissipline en wette en reëls wat deur God ingestel is, sal dit altyd op jou en my as Godvreesende manne en vroue en ons nageslag, ook ons kinders, van toepassing wees. God is 'n God van wette en orde en reëls, en daarom eis hy gehoorsaamheid en gedissiplineerdheid van sy kinders. As ek sê ek is God se kind, dan eis die Here van jou en my gedissiplineerdheid, gehoorsaamheid. Moenie by die wêreld se wetteloosheid en ongehoorsaamheid inval nie. Skei julle af van die wêreld en bly gehoorsaam aan die Here. Maar vriende,
Waarom is dissipline so verskriklik belangrik? Omdat dit God se wil vir sy kinders is om gehoorsaam en gedissiplineerd te wees in ons hele lewenswandel. Moet ons gehoorsaam wees, ons moet gedissiplineerd wees. Dis deel van ons heiligmaking, soos daar in 1 Petrus 1 vers 15 geskryf staan, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Word gedissiplineerd, word gehoorsaam. Dis iets wat gekweek word. Gehoorsaam aan ander wat oor jou aangestel is, gesag bo jou. En ook omdat dit God se wil is dat ons gedissiplineerd, gehoorsaam en beskaafd moet wees en moet lewe. En kinders ook so moet grootmaak. Ek wil vir julle lees wat staan in Deuteronomium 6 vers 4 tot 7. Daar staan geskryf: Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En ons aanbid dieselfde God as Israel, die Vader. Nou, dit geld vir jou en my ook. Hoor Israel, hoor kind van die Here. Die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En dit kan ek alleen doen wanneer die Heilige Gees in my hart woon. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ouers, leer hulle kinders deesdae alles wat die wêreld hulle bied. Kinders is klein, dan verstaan hulle rekenaar. Kinders kan nog nie lees nie, hulle kan nog nie behoorlik praat nie, verstaan hulle selfoon. Maar hulle leer nie hulle kinders van God en sy woord nie. En dis die hartseer. Daar word deesdae die mees afgewaterde geestelike Bybelverhale vir kinders gelees, wat niks in het nie. Daar's geen diepte nie, daar's geen lesse daar nie. Papa, mamma, jy moet vir jou kinders die woord van die Here leer. Dis jou verantwoordelikheid. En nie vir jou kinders die hele tyd net mooi storieetjies leer, of vir hulle TV-programme laat kyk die hele dag nie. Buig die boompie terwyl hy jonk is, baie belangrik. As Jesus in jou as man en vrou se harte en lewe is, dan sal jy jou kinders van die Here wil leer, en dit moet soos Deuteronomium 6 vers 4 tot 7 sê, by elke geleentheid wees. Vers 7 sê, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. By elke geleentheid moet jy jou kind van die Here leer. Nie net vanaand voor hulle gaan slaap nie. Vinnig 'n storieetjie lees, dan is die kind moeg. Gebruik elke geleentheid, liewe ouer, selfs grootouers, om jou klein kinders in die weë van die Here met dissipline groot te maak. Al het 'n hele wêreld in totale wetteloosheid verval, dan moet ons steeds 'n verskil maak. Ek en jy as kind van die Here moet 'n verskil maak. Al het die dissipline oral, wêreldwyd, uit ons samelewing verdwyn, soos ek reeds gesê het, uit die ouerhuise, uit die skole, uit al die magte, soos die polisie mag, of weermag, die gevangenisdienste. Binnelandse sake, ons sien, daar's geen dissipline nie. Daarom is daar soveel onwettige immigrante in die meeste lande. Is 'n korrupte spil, omkopery. 'n Korrupte regering sien selfs het dissipline uit die kerk verdwyn. En dan moet ek en jy juis die teenoorgestelde wees en die teenoorgestelde lewe, vriende, as die wêreld. Matteus 5 vers 16, daar het Jesus gesê, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Maar elkeen sal vir hulle wetteloosheid en hulle rebellie teen God, sal hulle eendag verantwoording doen. Ek lees vir u ten slotte Psalm 50, vers 16 tot 21. Daar skryf die psalmdigter, en hy spreek namens die Here, hy sê, maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Jy vrees my nie, maar jy wil my
wette vir ander mense verkondig. Terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. Terwyl jy self die tug haat. My woorde ongehoorsaam. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom. En jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg, sê die Here, sou ek swyg. Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Vriende, God gaan wetteloosheid en ongehoorsaamheid straf. Straf, veral as jy die waarheid ken. Mamma, papa, julle moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. En julle kinders in die vrese van die Here groot maak. Ek en jy, as ouers, grootouers, ons het ook 'n invloed. Oefen jou invloed uit. Maar ons moet met God wandel in gehoorsaamheid. En gedissiplineerd wees. Mag die Here genade gee aan elkeen van u wat geluister het. Kom ons bid saam. Here, ons het vanmôre oor iets baie kosbaar gepraat. 'n Wettelose wêreld, 'n dissiplinelose wêreld. Daarom val alles uitmekaar. Ons weet wat U ons leer in die woord. Help ons om aan U gehoorsaam te wees. As ons sê dat ons U kinders is, dat ons U volgelinge is, help ons, Here, help ons om waarlik gedissiplineerd te leef. Te besluit van vandag af, en ek in my eie geestelike lewe weer geestelike dissipline toepas. En as ouers gaan ek dit aan my kinders leer, en as grootouers gaan ek dit ook vir my kinders en my kleinkinders vertel. Mag die Here aan ons genade gee om Godvreesend te lewe en te wandel. Ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Vriende, dis 'n kosbare woord, ek dink so. Stuur dit ook vir ander aan en wees gehoorsaam in God se woord. Totsiens.